Goeiemôre, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Vertrou dit gaan goed met u. Ek maak 'n aankondiging hierso as gevolg van 'n foutievelike foutjie wat ek gemaak het, inskrywing wat ek gemaak het, maar wat nou eers na 3 jaar tot my aandag gekom het. Nou kom ek net gou die agtergrond skep. Omdat die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham, die 1860 Bybel van Dr. Joseph Briant Rottenham, verban is in die wêreld in 2005 en daarom kan jy hom in geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Selfs Amazon sê dat hy druk uit, hulle het hom nie, maar onderaan net verder af sê hy sal nie weer gedruk word nie. Nou hoekom sal hulle sê, ek meen Amazon wat 'n plek is wat lewe van boeke, hulle besigheid is om boeke te verkoop, te druk en te verkoop. Hoekom sal hulle sê hy gaan nie weer gedruk word nie? Omdat hy verban is. Hulle het nie alles daarin gesit nie, maar nou, kom ons gaan nou net verder. Daar is nie voorraad nie. Ek het toe by die Amerikaners, toe ek my laaste boeke in 2019 by hulle gekry het ek by die trustees van die Restoration of the Original Sacred Name Bible volle toestemming gekry vir drukregte, vertalingsregte, verspreidingsregte, kopieerreg. Ek het alles gekry by hulle, skriftelik, wat ek alles het, wat ek dan, omdat ek die Bybel wou laat voortlewe, omdat hulle hom ook nie druk nie, en hy in geen boekwinkel beskikbaar is nie. Nou ja, daar is 'n gedeelte wat op internet leesbaar is, maar 2 bladsye op 'n dag, dis al wat jy kan lees. En is 'n PDF vorm. So, toe het ons besluit om die Bybel te druk in China, en ek het my dood gesukkel. Daar's goed wat jy noem plottermerke. Nou vir u wat nie weet wat 'n plottermerk is nie, dis spasies op die Bybel wat die rekenaar optel wanneer jy hom in die rekenaar insit om te druk, wat vir jou sê hoe ver van die kante af moet hy druk en hoe ver moet hy nie druk nie, en ek gaan nou nie in alles ingaan nie. En in die oorspronklike Restoration Bybel was dit 'n probleem, want die Amerikaners het gemors met die plottermerke. Dan het hulle sekere gedeeltes waar die Bybel naby is teen die kant van die Bybel, en dan het hy sekere gedeeltes van dis die Restoration Bybel waar hy verder weg is. En ek het my dood gesukkel. Ons kon nie dit reg kry nie. Selfs die mense wat my boeke druk in Suid-Afrika kon dit nie reg kry nie. En toe besluit ons om te gaan na die Chinese toe, wat die drukmasjiene het om die Bybel te druk. En jy kan nie glo nie, na 3-4 maande se gesukkel van my kant af, en moedeloos, kom ons toe op die plek waar die Chinese dit in 'n paar minute regstel. Hulle het dit reggestel, ek sê, daar's alles, hulle het dit reg. En toe, omdat daar 'n vrymesselaar teken, of kom ek net andersom sê, jy het 2 soorte covers of buitebladde van die Restoration Bybel. Jy die ou ene, die blou ene met al die skrifte op, en dan jy die bruin ene wat 'n wit loruurduif op het. Hy het 'n wit duif, die Heilige Gees duif, met die loruurkraansie in sy bek. Dis hoe ons leer ken het, né? Die Heilige Gees teken. Nee, dis nie wat dit is nie. Dit is 'n platante vrymesselaar teken wat dan op die Bybel is. Wat ek toe nie bereid was om op die Bybel te bring wat ek druk nie, want ek preek teen die vrymesselaars en ek weet wat dit is. Toe besluit ek om 'n nuwe buiteblad te ontwerp wat ek toe gedoen het, soos wat jy hom ken, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat hy dan sê of Jaffa, en dan onder hom J11 hy Vaf 11 hy. Nou in my harwar om dit reg te kry, het ek 'n foutjie gemaak. Nou 'n perd struikel oor 4 pote en ek struikel oor 'n letter. Nou ek het nog altyd gesê, as ek iets spreek of leer of teach of wat ook al, en ek is verkeerd en iemand kan my bewys ek is verkeerd, dan maak ek dit reg en ek erken, ek is verkeerd gewees. En ek sal selfs erkenning aan die persoon gee wat vir my gewys het ek is verkeerd. So wat doen ek? Die Bybel word gedruk, en nadat ons in 3 jaar se tyd oor 1000 van die Bybels versprei het, en niemand opgetel het dat daar 'n foutiewe letter in die naam van J, hy, Waf, hy is nie.
Want die letter J en dan jy hy. Nou die hy letter het twee vertikale beentjies met bo 'n horisontale gedeelte. So, as jy van die regterkant af kyk, dan het jy vertikaal, uit die vertikaal loop die horisontaal, dan stop hy. Nou wanneer jy jou linkerkantste beentjie afgaan, is daar 'n spasie tussen die vertikale en die horisontale twee gedeeltes. Dit is hoe jou hy teken lyk. En dis ook die 5de letter van die antieke Hebreëse alfabet. Wat ek toe daar gedoen het in die harwar, of wat jy dit wil noem, as ek dan sê plain stupidheid, as mense dit so kan noem, het ek die taf letter, die 22ste letter van die Hebreëse alfabet, die laaste een, het ek gaan per ongeluk insit, want hulle lyk basies dieselfde. Dis net die een het 'n spasietjie op sy vertikale been op die linkerkant, en daar's twee sulke simbole, want jy het J, hy, J, alef, hy, vaf, elef, hy. So die derde letter, J, alef, die A, hy, vaf, elef, hy. So die twee hy's wat daar is, het ek dan gaan taf letters insit, sonder dat ek het agter, en tot gisterand toe, tot gisterand toe, was ek basies onbewuslik van dit, of ek sal sê, daar was 'n vorige gesprek gewees, waar ek my nie veel aan gesteer het nie. Toe kom Arend Botha op sy TikTok, hy kritiseer mense. Ek het hom net een keer nog gehoor, 'n boodskap preek, waar hy die evangelie preek, of waar hy die name van God probeer verduidelik nie, en nee, hy kritiseer, maar dit is sy styl, dit is wat hy doen. Nou, 2 of 3 keer het hy gekom met goed waar ons hom eintlik dan verkeerd bewys het, of totaal bloedneus geslaan het, in terme van geestelik dan, omdat ons hom verkeerd bewys het. En toe kom hy nou gisterand, en Rudy, die man wat my, of die broer wat ons TikToks doen, kontak my, hy sê, prof, hier is wat Arend Botha sê, en hy's reg. En ek kyk ook na die goed, en ek het met Rudy gepraat, en gesê, dis 'n fout. En ek is toe besig in gebed, 12 uur gisterand, na ons nou klaar is. Maar in my gebed, kom die Ruach, en hy raak die Ruach is die Heilige Gees vir u wat nie weet nie, kom die Ruach HaKodesh, en hy begin met my deel oor die twee letters. En ek besef, dat as ek 'n naam skryf, as ek byvoorbeeld die naam Koos skryf, K-O-O-S, en ek sit 'n verkeerde letter vooraan, ek sit nou 'n D aan, dan sê hy doos, wat natuurlik in Afrikaans boks beteken, houer, kartondoos. So dit is, deur die letter te verander, gee 'n ander betekenis aan die woord, alhoewel die intensies reg is. Die intensie was reg. Dis nie om 'n ander naam te skep nie. Dit moet Jaffa wees, wat dit dan nie is nie. Want op die einde van die dag het hy twee tafs, die letter taf, in hom. En terwyl ek bid, sê die Ruach vir my, kom die gedagte by my op, om 'n goue stiekertjie te maak, en dit bo-oor te sit. En nadat ek klaar gebid het, ek en Pastoor Rika, na ons klaar stilte tyd gehad het, sê ek van, ek gaan net iets probeer. Ek gaan studeerkamer toe, en ek vat 'n Restoration Bybel, 'n nuwe ene, en ek vat die mes, ek het 'n lekker skerp mes, en ek begin aan die taf, die linkerkantste been van hom krap, reg waar hy moet loskom, en jy gaan my nie glo nie. Binne 'n halwe minuut, as dit so lank was, toe ek hom los. Toe staan die beentjie wat die letter taf skryf los, en daar het ek dan hy. En dit lyk baie, baie nice. So binne 'n minuut het ek albei die beentjies reg gekry, sonder om die Bybel se cover te beskadig of enigiets, en daar's die probleem reggestel. So maklik, sonder dat ek eers 'n sticker hoef te druk, of 'n plakkertjie, wat ons dan op die Bybel sou geplak het, 'n mooi goue plakker, wat toe nou nie nodig is nie. Wat vir my verbasend is, ek dink die meer as 1000 Bybels wat uitgegaan het, die mense is so opgewonde oor die Bybel, dat niemand het dit gesien nie.
Ek het tot gisterand toe dit nie raak gesien nie. So eerstens wil ek vir Rudy baie dankie sê, dat hy die manmoedigheid gehad het om dit vir my te stuur, vir my te sê, prof, jy's verkeerd hierso. So Rudy, en dan het hy ook Arend Botha se video vir my gestuur. Nou kyk, Arend Botha was so opgewonde dat hy nou vir die eerste keer iets gekry het wat hy my verkeerd op bewys het, dat hy op en af gespring het, sy manier wat hy dit gedoen het, maar dit is sy styl, nou dis reg so, elke ou het maar sy eie styl, maar ek wil vanmôre kom en ek wil vir Arend sê baie dankie, dat jy my verkeerd bewys het. Dit is die tweede keer, dis die derde keer in 56 jaar se tyd wat ek verkeerd bewys is. So, ek het nog nooit gesê ek is 'n God of 'n engel of 'n profeet of 'n apostel. Ek het nog nooit enigiets behalwe dat ek 'n professor is en daarvoor het ek geleer, my lewe lank gewerk aan dit. Ek is nog steeds besig elke dag. Nou, ek wil vir Arend sê baie dankie dat jy my verkeerd kon bewys het. En dat ons dit kon reggestel het, dat jy soveel omgee vir die koninkryk van Jafashua, dat jy my verkeerd bewys het, want as jy nie omgegee het vir die koninkryk van Jafashua nie, sou jy my nie die fout gewys het nie, as jy hom ook maar net gelos het. Maar jy gee so om vir die koninkryk van Jafashua, want ek dink die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, is besig om jou oë oop te maak, dat jy sien dat God en Christus en Here en Jesus en Jahweh en wanneer ons na die Grieks toe gaan, dat die woord theos en dat dit is geskepte name, dis katholieke name, dat jy so omgee vir die geopenbaarde naam, dat jy my tereggewys het. En ek wil sê, ek was verkeerd. En elkeen wat na hierdie boodskap luister, as jy 'n Restoration of the Original Sacred Name Bible het, wat jy by my gekoop het, vat 'n mes, 'n skerp mes, en ek kan net sê, en dan krap jy net die spasietjie, 'n klein spasietjie, tussen die linkerkantste been van hy, wat dan eintlik 'n taf is, krap jy die taf se lettertjie op die linkerkant, dan word hy 'n hy. Daar's 2 sulke letters daar. Ek gaan ook van vanaand af, as ek begin opneem vir die volgende week of so, gaan ek op elke boodskap gaan ek 'n aankondiging maak, en ek gaan broer David die 2 foto's gee, die verkeerde foto, en die een waar ek hom reggemaak het. Ek het gisterand al laasnag, ek dink is 12:30, het ek vir Rudy reeds die foto gestuur, waar ek hom reggemaak het, op my Bybel. En ek het dit vanoggend vir 'n paar van die manne gestuur, van die Javiste, en almal is verbaas oor dit, dat die kosteloos, dit so maklik reggestel kan word. So dan gaan ek dat broer David dit op die skerm sit, dan kan jy sien hoe maklik is dit om dit reg te maak. Enige een wat 'n Restoration Bybel het, kan hom regmaak in 'n paar sekondes se tyd. Wel, minder as 'n minuut vir al 2 beentjies, sonder om jou Bybel te beskadig. Binnekant in die Bybel is daar niks verander nie. Al wat ek gedoen het, as jy die Bybel se blad oopmaak, op bladsy 2, het ek 'n bladsy ingesit, wie was Dr. Joseph Briand Rottenham van 1860. Ek het dit daar ingesit, want die mense kry die Restoration Bybel, hulle het nie 'n klou wie hy is, of wat hy was, of wat hy gedoen het nie. Daar het ek sy geskiedenis ingesit. Maar binne in die Bybel het ek absoluut niks verander nie. Alles is presies soos dit was voorheen. Nou ja, Arend, ek verstaan dis jou skuilnaam. Arend, baie dankie vir dat jy ons tereggewys het. Ek aanvaar die teregwysing in die liefde van Jafashua, maar ek het nou 'n vraag vir jou, wat ek wil hê jy moet vir my op TikTok antwoord. Wat is jou God se naam? Nou hierdie boodskap wat ek hierso stuur, gaan ek laat op TikTok plaas, laat die mense dit kan kry. En ek wil tog vra Arend, nou jy's mans genoeg gewees om my aan te vat, wat ek jou saluut voor. Nou wil ek jou vra, wees mans genoeg en plaas hierdie boodskap op jou webtuiste, op jou TikTok boodskappe, laat die mense dit kry, dat hulle kan hoor, dit was 'n menslike fout gewees. Dis nie 'n akademiese fout nie, is 'n menslike fout. Nou ja, wat leer ons hier uit? Ons moet maar check en dubbelcheck en weer check, né? En as dit gebeur dat ons 'n fout maak, kom ons erken ek is verkeerd, nou sê ek weer en ek sluit af,
dat 'n perd struikel oor 4 peepote, so ou kan oor jou tongskrif struikel, jy kan 'n foutjie maak, en dis waarvoor daar genade is. Gelukkig is hierdie nie iets wat tot die dood is nie. Dis 'n letter, dis 'n spelfout, dis eintlik wat dit is. Nou as ek selfs in die Bybel gaan kyk, in die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, dan sien ek daar spelfoute. Ek sien daar spelhope. As ek na die 83 Bybel gaan kyk, dan sien ek as 9000 spelfoute, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. Nou wil ek vra, het iemand anders al die Bybelgenootskap aangevat oor 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings? Ja, daar was iemand. Wie was dit? Professor Hannes Redlinghuis. Nou ja, ek het hulle aangevat en daarom het ek die boek geskryf, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. So as jy regtig belangstel, kan jy my kontak. My kontaknommer is 0722, dis 'n WhatsApp nommer, 0722 367 124. Ek gee hom weer, 0722 367 124. Of jy kan na my webtuiste gaan, https://, dis die algemeen, Yafashua, dit is die seun se naam, AH, nie hier nie, want daar was nie 'n letter hier voor in die 16de eeu nie, AH, VAH, SHUA, Yafashua.co.za, als klein lettertjies. As jy enige inligting nodig het, kan jy my kontak by die nommers, en ek wil vir Aaron sê, vrede vir jou en seëninge, en kom ons bid dat Jaffa jou oë oopmaak vir die geopenbaarde woord, want jy kan 'n magtige instrument word in sy bonatuurlike naam. Seëninge in sy bonatuurlike naam, Yafashua, halleluja.